Dag sê en baie welkom weer by jou Lewelig dagstukkies. Vandag is ons by dagstukkie 254. Rigters 21 vers 25. In daardie tyd was daar nog nie 'n koning in Israel nie. En elkeen het gedoen wat reg is in sy eie oë. Wanneer dit lyk asof alles rondom jou uitmekaar val en jy amper geen hoop meer oor het nie, onthou, vliegtuie styg altyd teen die wind op. God oral en altyd. As ek vir jou sou vra, wanneer was jy die naaste aan God? Wat sou jy antwoord? Die meeste mense dink nie eens lank nie. In my moeilikste tye, toe alles uitmekaar geval het, dit was waar ek die naaste aan God was. Dit laat 'n mens nogals dink en wonder, want dit is juis wanneer ons in die noutes van die lewe draai, dat ons baie keer voel asof God op sy verste is. Ons vra en roep dan, Here, waar is U? Hoekom het U my vergeet? Hoekom antwoord U my nie? Hoekom gebeur dit met my? Wat het ek verkeerd gedoen? Die goeie nuus is, dis nie net ons nie. Dis die storie van die Bybel. Kyk maar na die volk Israel. As dit swaar gegaan het, as hulle oorloë, droogtes, ballingskap of onderdrukking beleef het, dan het hulle hul geestelike leiers opgesoek. Hulle het weer God begin soek, gevas, gebid en na sy wil geluister. Maar dan, net so dinge begin regkom, dit weer goed begin gaan, dan gebeur iets gevaarliks. Hulle afhanklikheid verander in 'n hardkoppige ek kan self. Hulle vergeet van God en begin weer hul eie koppe volg. En as 'n mens jou eie kop volg, dan gaan jy maar net nog 'n keer om die berg loop. Die vers in Rigters 21 vers 25 sê dit reguit. Elkeen het gedoen wat reg was in sy eie oë. Ek hoef jou niks te vertel van hardkoppigheid nie. Kyk net na die wêreld waarbinne ons leef. Elkeen maak ook maar net soos wat hy wil. Dis soos daardie vriende wat jy net sien wanneer hulle in 'n krisis is. As dit goed gaan, hoor jy niks van hulle nie. Maar sodra die moeilikheid voor hul deur kom parkeer, dan soek hulle jou nommer. Ja, elkeen van ons ken sulke vriende. Maar hoeveel keer doen ons nie ook maar dieselfde met God nie? Die wonder van wie God is dat hy nie net ons toevlug wil wees in die donker storms nie. Hy wil ook ons vreugde wees in die mooi sonskyn dae. Hy wil vir ons 'n vriend wees wat altyd daar is, deur dik en dun, mooi en lelik. God is altyd by ons. Hy begewe en verlaat ons nooit nie. Hy is groter as ons donkerste en grootste storm. Maar hy is God en hy ken ons. En hy wil vir ons gee wat ons nodig het om al hoe meer in die beeld en karakter van Jesus te groei. Nie om net die lekker van die lewe te beleef nie. Hy wil soos 'n ware vriend saam met ons huil en saam met ons lag. Ons verhouding met God is nie bedoel om soos 'n brandblusser agter glas te wees nie. Gebruik slegs in geval van nood. Nee, dis bedoel om soos asem te wees, ononderbroke, altyd daar, onmisbaar, lewegewend, afhanklik van hom, sodat ek en jy kan groei en word wat ons moet wees, sy vriend. Ek verstaan baie keer nie God se pad vir my lewe nie, maar ek vertrou die een wat vir my die pad kom wys het en steeds wys. Iets om oor na te dink. Hoekom dink jy vergeet ons so maklik van God as dit goed met ons gaan? Wat kan ons begin doen om 'n beter verhouding met God te ontwikkel? Hoe gaan jy vandag begin om God se vriend te word? Here, vergewe vir my wanneer ek net na U roep as ek in die moeilikheid is. Leer my om U elke dag in te nooi, in die storms en in die sonskyn. Wees my vriend, my gids en my anker, altyd. Amen. Mag jy vandag, oral waar jy is en waar jy gaan wees,
ervaar dat God by jou is en hoe hy jou net op wonderlike maniere wil verras met sy liefdevolle teenwoordigheid. Liefdegroete, Sjaal. Om elke dag 'n dagstukkie op WhatsApp te ontvang, kan jy net jou naam en nommer stuur na die nommer wat hier vir jou aangedui is. Maar soos wat ek gesê het, onthou, stuur dit op WhatsApp. Jy kan ons ook volg op ons Lewelig Gemeenskap Facebookblad of op ons Lewelig Gemeenskap YouTube kanaal. Shalom.